Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Vandag is Maandag 25 Mei en hierdie week herbesoek ons laasweek se Pinksterreeks oor die gees van gasvryheid. Nou vandag se tema is welkom. Gasvryheid begin by die deur van jou storie. Ons teksgedeelte is Genesis 18 vers 1 tot 15. En ek wil jou graag uitnooi om vandag sommer net iewers weer daardeur te lees. En vanoggend gaan ek net so vlugtig iets van die storie daarvan vertel. Nou gasvryheid is nie net goeie maniere nie, maar 'n diep geestelike praktyk wat God se liefde openbaar. En dit begin by die deur. Jy sien die plek waar ons lewe oopmaak verander. Nou in Genesis 18 sit Abraham by die ingang van sy tent in die hitte van die dag. Daar by sy deur, by die terpentynbome van Mamre. En 3 manne verskyn skielik. En Abraham hardloop hulle tegemoet, buig na die grond laag en nooi hulle dringend uit en hy sê: "My Heer, as ek guns in die oë gevind het, gaan dan nie by u dienaar verby nie." Hy gaan verder, hy bied water vir hulle voete aan om te was, rus onder die boom en berei 'n feesmaal voor. Vars brood, botter, melk en 'n kalf. Abraham staan self by hulle terwyl hulle eet. En teologies is hierdie verhaal besonder ryk, want jy sien die Here self verskyn aan Abraham in die gedaante van hierdie besoekers. En God kom na mense toe as vreemdelinge. En Abraham se reaksie is onmiddellik. Dis nederig en is vrygewig. Nou in die woestynkultuur was gasvryheid lewensbelangrik. Maar Abraham se optrede is geloof in aksie. En gasvryheid weerspieël God se inkarnerende liefde. Daai inkarnasie van Jesus wat self, en hy het selfs by sondaars geëet, en almal na die koninkryk se maaltyd genooi. En Abraham ontvang meer as wat hy gegee het. Die belofte van 'n seun deur Sara. Maar ons lees in die verhaal dat Sara lag en God vra, is iets te wonderlik vir die Here? Jy sien gasvryheid skep dus ruimte vir God se seëning en openbaring. En vandag is gasvryheid skaars weens besige skedules, vrees en privaatheid. En tog begin dit klein. Dit begin met 'n glimlag, 'n opregte groet, 'n koppie koffie of 'n ete uitnodiging. Dit vra nie perfeksie nie, maar 'n hart wat sê, jy is welkom hier. Nou by gesinne, en by kerke en werkplekke bou gasvryheid brûe. Dit transformeer vreemdelinge in vriende en maak die evangelie sigbaar. Dit daag individualisme uit en verweef ons stories met God se. Mag ons soos Abraham by die deur sit, waaksaam en oop. En wanneer ons verwelkom, ontdek ons dikwels dat die Here self by ons aanklop. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die grootste gasheer is. Maak ons soos Abraham nederig en vrygewig. Help ons om U in elke gas te sien en ons deure oop te maak. Amen.